Welkom by die koudste dag van 2026, ek is seker daarvan. Hoopelik raak dit nie nog kouer nie. Maar ja, van my kant af weer eens dankie vir die voorreg en die geleentheid om ook so die woord van die Here te kan bedien. Ek sê nou ek het die hele week uitgesien om weer hierso saam met u te kan wees hierdie naweek. So ek is dankbaar die tyd het aangebreek en dat ons ook vanoggend so die woord van die Here kan bedien hierso. Nou eerstens wil ek ook net aan al die oupas en paas in ons midde hartlike gelukkige Vadersdag aan elkeen sê. Ek hoop julle het darm lekker koffie in die bed gehad. Daar is nog darm tyd om op te maak. So ja, wanneer baie geluk aan elkeen. Voordat ons die diens dan gaan voortsit, kom ons sit net so, dan bid ons ook saam. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Ek wil u dadelik uitnooi om die woord van die Here dan oop te maak by Jeremia hoofstuk 16. Jeremia hoofstuk 16. En dit is dan ook ons skriflesing in hierdie môre. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 21. Jeremia 16. Ek hou vir u voor vanaf vers 1. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, jy mag vir jou geen vrou neem nie, en jy mag geen seuns of dogters hê in hierdie plek nie. Want so sê die Here van die seuns en die dogters, wat in hierdie plek gebore word, en van hulle moeders wat hulle baar, en van hulle vaders wat hulle verwek in hierdie land. Aan dodelike siektes sal hulle sterwe, hulle sal nie beklaag of begrawe word nie, hulle sal mis op die aarde wees, en hulle sal deur die swaard en die hongersnood verteer word, en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde. Want so sê die Here, kom nie in die klaaghuis en gaan nie om te rouklaag nie, en betuig geen deelneming met hulle nie. Want ek het my vrede van hierdie volk weggeneem, spreek die Here, die goedertierenheid en die barmhartigheid. Groot sowel as klein sal sterwe in hierdie land. Hulle sal nie begrawe word nie, en niemand sal hulle beklaag en homself stikkend kerwe of vir hom 'n kaal plek skeer om hulle ontwil nie. Ook sal niemand vir hulle treur brood breek om iemand te troos oor 'n dooie, of aan hulle die troosbreke gee om te drink oor iemand se vader of oor iemand se moeder nie. Kom ook nie in 'n huis van maaltye om met hulle saam aan te sit nie, om te eet en te drink nie. Want so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë en in julle dae die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid. En as jy al hierdie woorde aan hierdie volk bekend maak en hulle jou vra, waarom het die Here al hierdie groot onheile oor ons gespreek en wat is ons ongeregtigheid en ons sonde wat ons teen die Here ons God begaan het? Dan moet jy vir hulle sê, omdat julle vaders my verlaat het, spreek die Here, en agter ander gode aangeloop en hulle gedien en hul daarvoor neergebuig het, maar my verlaat het en my wet nie gehou het nie. En julle nog erger gehandel het as julle vaders, want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van sy bose hart, om na my nie te luister nie. Daarom sal ek julle wegslinger uit hierdie land na 'n land wat julle nie geken het, julle en julle vaders nie, en daar sal julle ander gode dien dag en nag, omdat ek julle geen genade sal bewys nie. Daarom, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat daar nie meer gesê sal word, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland en uit die lande waarin hy hulle verdryf het. Ja, ek sal hulle terugbring in hulle land wat ek aan hulle vaders gegee het. Kyk, ek stuur baie vissers, spreek die Here, wat hulle sal vang, en daarna sal ek baie jagters stuur, wat hulle sal opjaag, van elke berg en van elke heuwel, en uit die klipskere, want my oë is op al hulle weë. Dit is nie voor my aangesig bedek nie, en hulle ongeregtigheid is nie voor my oë verborge nie. Daarom sal ek eers hulle ongeregtigheid en hulle sonde dubbel vergelde, omdat hulle my land ontheilig het
met die lyke van hulle verfoeisels en my erfenis gevul het met hulle gruwels. O Here, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal volke van die eindes van die aarde afkom en sê, net leuns het ons vaders geërwe, nietige afgode, en daaronder was niks wat voordeel kon bring nie. Sal 'n mens vir hom gode maak wat tog geen gode is nie? Daarom kyk, ek laat hulle hierdie keer voel my hand en my mag, en hulle sal weet dat my naam Here is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Jy kan net so bly sit, dan bid ons saam. Ons groote God, almagtige Hemelse Vader, Here, ons wil in hierdie oggend kom buig voor U, Here, in diepe afhanklikheid. En Here, ons wil ook vir U dankie sê vir die kosbare voorreg wat ons het om hier saam te kan wees. Here, hoewel dit 'n koue dag is, bid ons dat U in hierdie oomblik ons harte sal warm maak en ontvanklik maak vir U woord. Here, ons wil ook in besonder kom bid vir die paas en oupas in ons midde. Here, U weet die geweldige aanvalle en aanslag wat daar is op die hoof van die huis in ons dag. Here, U ken elke pa en elke oupa se gemoed en die worsteling wat daar dikwels in die harte is. Here, ons bid so dat U ons genadig sal wees. Here, dat U vir elke pa en ook so elke oupa in hierdie dag in 'n besondere manier sal kom ontmoet, Here. Here, dat U die ene sal wees wat tot die harte spreek in hierdie dag. Here, ons wil ook om bid vir die siekes. Ons het ook daar in die konsistorie vroeër gebid vir die mense wat siek is. Here, dit is koud. Daar is mense wat sukkel met siekte, dalk bietjie die griep en so aan. Of daar is dalk ander kwale, Here, en ons bid sodat U wat die groot geneesheer is, U hand van genesing ook op daardie mense sal lê om hulle te genees, om ook so U kosbare doel in hulle lewe te kan bereik. Here, ons wil ook kom bid dat U in hierdie dag ons vooruit sal gaan. Here, ons bid ook so vir die mense wat graag hier wil wees, maar nie kan, weens omstandighede nie. Here, dat U ook daar saam met hulle sal wees. Ons bid ook vir die mense wat ingeskakel is. Here, dat U ook so met hulle sal kom ontmoet in hierdie dag. Here, ons wil U kom vashou vir die redding van siele, en Here, ons kan nie nalat om daarvoor te bid nie, Here Jesus, want dit is tog U hart vir 'n verlore gaande wêreld. Ons bid, Here, dat U mense tot bekering sal roep, mense in ons nabye kringe, in ons families, in ons vriendekringe dalk, of selfs ons kollegas by die werk, Here, mense waarmee ons elke dag skouers skuur, maar wat U nie ken nie. Ons bid, Here, dat U roepstem van genade ook tot hulle sal uitgaan, Here, sodat U hulle ook kan red. Here, word U alleen verheerlik ook so in hierdie oomblikke, en ons gee dit alles aan U af. Amen. Nou ja, ek wil dadelik U aandag vestig dan in hierdie dag op ons teks van oordenking, Jeremia 16 vers 11, die A-gedeelte wat sê, omdat julle vaders my verlaat het, spreek die Here. Nou met die oog op ons teks van oordenking dan, wil ek graag met U vandag praat oor die tema, wanneer 'n geslag God verlaat. Wanneer 'n geslag God verlaat. Nou, op 'n dag soos Vadersdag, kan 'n mens nie anders as om terug te dink aan die waardes, die lewenslesse en die verhale wat ons paas en ons oupas aan ons oorgedra het nie. Baie van daardie herinneringe het te doen met die plek wat die Here in die samelewing, maar ook in die huisgesin ingeneem het. Daar word vertel van 'n tyd toe skole nog met skriflesing en gebed begin het. Hulle vertel hoe die gesin saans by die eetkamertafel bymekaar gekom het vir huisgodsdiens. Hulle onthou hoe die hele familie Sondag saam kerk toe gegaan het. Jy sal sekerlik saamstem dat dit klink soos 'n tyd waar daar groter eerbied en gesag vir God was. Nie net in die samelewing nie, maar ook in die huisgesin. 'n Tyd waar die Here meer sentraal gestaan het in die alledaagse lewe. Maar wanneer ons na die geskiedenis van God se volk kyk, dan sien ons iets wat ons laat nadink oor hierdie realiteit. Soms lyk dinge vir ons uiterlik baie godsdienstig, maar eintlik begin 'n geslag stadig maar seker wegbeweeg van die Here.
Dit is in meeste gevalle nie 'n skielike afval nie, maar dit gebeur dikwels baie stadig en geleidelik. Miskien begin dit by 'n hart wat begin afkoel teenoor die Here, of dalk 'n geslag wat stadig maar seker minder luister na die stem van God. En dit is presies die soort omstandighede waarin die profeet Jeremia homself hier bevind het. Jeremia het geprofeteer in 'n tyd toe Juda geestelik baie diep verval het. Die volk van God het hier nog die tempel gehad. Hulle het selfs die godsdienstige praktyke geken en selfs nog beoefen, maar hulle harte het al hoe verder en verder van God afgedwaal. Afgoderry het begin insluip en die woord van God het al hoe minder gesag in hulle lewens begin kry. In Jeremia 16 kondig die Here ernstige waarhede en ernstige dinge aan deur hierdie profeet Jeremia. Die volk sou swaar oordeel ontvang wanneer hulle dit hoor, sal hulle ook dan vra, daar in vers 10, waarom het die Here al hierdie groot onheile oor ons gespreek? En wat is ons ongeregtigheid en ons sonde wat ons teen die Here ons God begaan het? So asof hulle nie weet nie. Die Here gee dan die antwoord in ons teks van oordenking dan, waar staan, dan moet jy vir hulle sê, omdat julle vaders my verlaat het, spreek die Here. En hier kom die Here en hy kom openbaar die kern van die probleem. Die wortel van die volk se ellende was dat hulle hom verlaat het. Hulle was nie meer getrou aan die Here soos voorheen nie. En so het 'n hele geslag stadig maar seker die Here verlaat. Daarom dan ook ons tema vandag, wanneer 'n geslag God verlaat. Ek wens so, dat ek in hierdie dag kan sê, dat dit nie waar is van ons volk nie. Maar wanneer ons die realiteit raak sien, dan besef ons ook hoe relevant hierdie gedeelte in ons dag is. Kyk net na die wêreld rondom u vandag, dan sal u sien hoe baie dinge verander het. Ek weet nie van u nie, maar ek wonder, is ons nie ook dalk deel van 'n geslag wat God verlaat het nie? In baie skole is godsdiens feitelik heeltemal verban. Daar was al gevalle in ons eie land waar leerders weens hulle Christelike geloof en oortuigings benadeel of uitgesluit is. Al hoe minder mense beskou kerk toe gaan as belangrik. Sondag het die nuwe dag geword waar stokperdjies beoefen word en waar wêreldse plesier geniet word. Maar trek die kring nog kleiner, dan is dit so dat baie kinders vandag groot word in huise waar daar nie eens 'n Bybel is nie. Ek meen, kinders vandag, soms is daar baie kinders wat nie eens weet wie Noag was nie, wat nou nog van huisgodsdiens? En wanneer ons die hartseer realiteit hoor, dan begin 'n mens besef hoe waar dit is wat ons vanoggend hier lees. Die geestelike toestand van een geslag het 'n groot invloed op die geslagte wat daarna kom. Wanneer 'n geslag van die Here begin wegdra en wegbeweeg, raak die gevolge daarvan nie net hulle eie lewe nie, maar ook die lewens van die toekomstige geslagte. Dit is waarom hierdie gedeelte dan ook nie net vandag geskiedenis is wat lank gelede met Juda gebeur het nie, maar dit is relevant in ons dag. Dit is 'n ernstige waarskuwing en 'n oproep vir ons huidige geslag. 'n Ernstige waarskuwing en oproep vir jou, ouma, vir jou, oupa, ma, en ook vir jou, pa. Elke geslag laat 'n geestelike nalatenskap na. En ons moet onsself in hierdie dag die vraag afvra, watter soort invloed gaan ons gehoorsaamheid aan God en ons toewyding aan die Here hê op die geslagte, op die kleinkinders en die kinders wat na ons kom? Wat gaan hulle onthou?
Dit is my so kosbaar dat ons hierdie boodskap kan aanhoor op 'n dag soos Vadersdag. Want die gevolge van 'n geslag wat God verlaat, begin nie daar deur ver in die samelewing nie. Dit begin baie nader. Dit begin in ons huise. Dit begin rondom eetkamertafels. Dit begin by die voorbeeld wat kinders elke dag sien. En dit begin by jou as hoof van jou huis, pa. So kom ons kyk vanuit hierdie gedeelte, wat gebeur wanneer 'n geslag God verlaat. In die eerste gedagte sien ons dan, wanneer 'n geslag God verlaat, volg hulle ander gode. Ons lees hier in Jeremia 16 vers 11, en agter ander gode aangeloop en hulle gedien en hul daarvoor neergebuig het. Die Here maak hier die rede vir Judas se oordeel bekend en hy kom wys op die diepste wortel van hierdie volk se sonde. Die Here sê dat hulle hom verlaat het en dat hulle agter ander gode aangeloop het. Jy moet verstaan dat hierdie oortreding was nie maar net 'n verkeerde optrede van die volk gewees nie. Dit was 'n volk wat hulle verhouding met die Here verbreek het. Israel was immers 'n volk wat deur God vir homself afgesonder is, eenkant geplaas. Hy het hulle uit Egipte land verlos en met hulle 'n verbond gesluit. Dit was nie maar net 'n ligtelike oortrede wat hierdie volk begaan het nie. Daarom het die Here reeds in Eksodus 20 vers 3 vir hulle gesê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. In die tyd van Jeremia het dit beteken dat die volk ander gode begin aanhang het, die gode van die omliggende nasies soos Baal en Astarte. Die mense het begin glo dat hierdie gode nou vir hulle voorspoed, vrugbaarheid en seën kan gee. Die teks sê dat hulle agter hierdie gode aangeloop, hulle gedien en uiteindelik hulle self daarvoor neergebuig het. Met ander woorde, hulle het begin om hierdie gode wat hulle dan nou aanbid het, die plek van God in hulle harte te gee. Hulle het die plek wat aan God alleen behoort aan hierdie gode begin gee. Wanneer 'n volk die Here begin verlaat, begin hulle hul vertroue en hulle hoop in ander dinge plaas. Daarom sê die Here in Jeremia 2 vers 13, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen, my die fontein van die lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Die mens is geskep om te aanbid, en as hy nie die Here gaan aanbid nie, wees verseker hy gaan altyd iets anders aanbid. Daarom sê Jesus ook in Matteus 6 vers 24, niemand kan twee Here dien nie. Wanneer 'n geslag God verlaat, bly hulle harte nie leeg nie. Hulle begin eenvoudig ander gode volg, dien en aanbid. Vandag het ons nie noodwendig dieselfde afgode as destyds nie, maar wees verseker, ons het baie meer. Afgode lyk in ons dag wel anders, maar die beginsel bly presies dieselfde. Vir party mense word geld 'n afgod en hulle hele lewe draai om finansiële sekuriteit. Die stilte tyd in die binnekamer word verwaarloos omdat geld die god van daardie persoon geword het. So 'n persoon sal nie die Bybel eers oopmaak nie, want die bankbalans is stewig. Dit alles terwyl die gee van die Here se tiendes nie eers verskyn op die maandelikse begroting nie. Verander word sukses en prestasie die hoogste afgod. Die vrou en die kinders is al so gewoond om afgeskeep te word, omdat pa soeg en sweet vir daardie nuwe aanloklike pos by die werk. Dit alles om net miskien te kan sê, want gaan na my kennis, noem my sommer die area manager. In 'n land soos Suid-Afrika is sport die afgod van baie. Daar is niks fout om sport te kyk nie,
Maar u sien, sport het vir baie mense so 'n groot afgod geraak, dat alles tot stilstand moet kom wanneer die sport aan is. En laat die spanne net verloor. Nee, dan word die hond geskop. Die ref se hele familieboom word gevloek. U sien, 80 minute vir 'n rugbywedstryd, maar die Bybel word nie eers vir 5 minute oopgemaak. U sien die probleem. Maar dan is daar die groot afgod van ons dag. Ek wonder wie van u sal dit kan regraai. Dis so 'n reghoekige dingetjie wat in jou lyf vas is. Die van u wat gesê het, selfoon, julle is reg. U sien, onlangs 'n statistiek wys dat die gemiddelde persoon tussen 6 en 8 ure daagliks op hulle foon is. Dit is 'n totaal van plus minus 106 volle dae per jaar. As 'n mens die Bybel vir dieselfde hoeveelheid tyd in 'n jaar lees, dan kan jy die Bybel meer as 30 keer deurlees. Jy sien die probleem? As daar iets in jou lewe is wat die plek van God inneem, dan is dit 'n afgod. Dit is enigiets wat meer van ons hart, meer van ons tyd en meer van ons vertroue vat as wat God doen. Die skrif waarsku ons daarom in 1 Johannes 5 vers 21, my kinders, bewaar julleself van die afgode. Ons elkeen moet eerlik wees met onsself en onsself die vraag afvra, wat neem die meeste plek in my hart? Wat kry die meeste van my tyd, die meeste van my energie en die meeste van my alledaagse emosies? Pa, wat sien jou kinders eerste in jou lewe? Sien hulle 'n man wat die Here eerste stel, of sien hulle dat alles anders belangriker geword het as die Here? Die bekende prediker A.W. Tozer het eens gesê, what we think about when we are free to think about whatever we will, that is what reveals what our God really is. Die Nuwe Testament herinner ons daaraan dat God eerste plek in ons lewens moet inneem. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Is daar miskien dinge wat u verhouding met die Here vervang het? Is daar gewoontes wat u tyd met die Here steel? U moet weer doelbewus tyd maak vir die Here. In persoonlike gebed, stilte tyd en Bybel lees. Dit beteken dat jy jou prioriteite so sal rangskik dat God werklik eerste in jou lewe sal staan. Jy moet besef dat wanneer iets anders God se plek in jou lewe inneem, bly dit nooit daar nie. Want volgende sien ons dat wanneer 'n geslag God verlaat, word God se woord nie gehoorsaam nie. Jeremia 16 vers 11 sê vir ons, maar my verlaat het en my wet nie gehou het nie. Hier wys die Here dan nou op die uitvloeisel van die volk wat hom verlaat het. Hy sê dat hulle sy wet nie onderhou het nie. Met ander woorde, God se woord het nie meer gesag in hulle lewens gehad nie. Hulle het hulle self nie daaraan gestuur nie. Nou in die Ou Testament was die wet van die Here die riglyn vir Israel se lewe gewees. Deur sy wet het God aan sy volk gewys hoe hulle moet leef, hoe hulle moet optree, hoe hulle self moet gedra en ook hoe hulle hom moet dien. Dit is waarom Moses vir die volk sê in Deuteronomium 6 vers 6, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. Maar in Jeremia se tyd het die volk nie meer volgens God se woord gelewe nie, maar volgens hulle eie begeertes. Hulle het gekies om nie na die woord te luister nie. Dis waarom vers 12 ook sê dat hulle
volgens die verhardheid van hulle eie harte gewandel het. Dit wys dat wanneer mense God verlaat, verloor die woord impak in hulle lewens. Dit is dan dat hulle eerder probeer om hulle eie begeertes na te jaag en na hulle eie emosies en gevoelens te luister as na die stem van God. Dit is soos 'n skip op die see. Solank die skip sy kompas en sy koers volg, bly hy op die regte pad. Maar as die kaptein ophou om na die kompas te kyk, dan begin daardie skip stadig maar seker afdryf. En net soos God se woord die rigtingwyser vir die mens se lewe. Daarom sê Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wanneer God se woord onder 'n volk begin stof opgaar, het afvalligheid reeds gearriveer. Die Bybel is die mees verkoopte boek in die wêreld. Maar tragies genoeg is dit dikwels die boek wat die minste gelees word. In baie huise lê 'n Bybel op 'n rak, op 'n bedkassie of ergens op 'n tafel, maar dit word bitter min oopgemaak. Die statistiek is skokkend. Navorsing wys dat minder as 1 uit 3 kerkgaande Christene die Bybel daagliks lees. Nog 'n studie wys dat ongeveer die helfte van volwassenes die Bybel minder as 2 keer per jaar lees of selfs glad nie. Dit beteken dat baie mense wat sê hulle glo in die woord van God, eintlik maar bitter min tyd in die woord van God spandeer. Maar die skrif maak dit baie duidelik hoe belangrik God se woord vir ons lewe is. Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En Jesus self sê in Matteus 4 vers 4, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dit beteken dat God se woord nie net maar 'n boek is wat ons besit nie, maar dit is die lewende woord wat ons hele lewe moet bepaal en vorm. Maak u nog plek en tyd vir God se woord in u lewe. Maak u nog tyd om te hoor wat die Here van sy woord vir u wil sê. D.L. Moody het gesê, this book will keep you from sin, or sin will keep you from this book. God se woord is ons lewenshandboek. Jy moet nie dink dat jy deur die lewe kan gaan sonder om die lewenshandboek te lees en toe te pas in die lewe nie. Dit gaan nie werk nie. Dis soos om by die fulstasie te stop en jou kar se petroltank vol water te maak want die petrolpryse raak nou duur. Dit gaan nie werk nie. Net so is ons gemaak om op God se woord te funksioneer. En as ons dit nie gaan inneem nie, gaan ons geestelike lewe nie werk nie. Pa, gaan jou kinders onthou dat jy 'n man van die Bybel was? Gaan hulle onthou dat jy die Bybel ernstig opgeneem het en dat dit vir jou belangrik was? Of gaan hulle onthou dat die Bybel vir jou maar net nog 'n boek was op die boekrak? Maar verder is dit so dat wanneer 'n geslag God verlaat, raak dit die volgende geslag. Ons sien hier, wanneer 'n geslag God verlaat, word die volgende geslag nog slegter. Jeremia 16 vers 12 sê vir ons, en julle nog erger gehandel het as julle vaders, want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van sy bose hart, om my nie te luister nie. Hierdie vers wys vir ons die tragiese werklikheid. Die volgende geslag het nog erger opgetree as die vorige een. Die vaders het reeds van God weggedraai en wegbeweeg, maar die kinders het nog verder afgegaan en wegbeweeg van die Here. Wat begin het as
'n enkele geestelike afwykingkie het in die volgende geslag verdiep en vererger. Die Here sê in vers 12 dat hierdie geslag na die verhardheid van sy bose hart wandel. Dit beteken dat hulle nie meer volgens God se woord en God se wil lewe nie, maar hulle leef nou volgens hulle eie begeertes. Hulle het doelbewus gekies om nie na die stem van die Here te luister nie. En dit wys vir ons die gevaar wat daar is wanneer 'n geslag van God wegbeweeg. Dit is altyd die volgende geslag wat dan groot word in 'n omgewing waar afvalligheid baie normaal geword het. Die skrif waarsku ons daarteen in Rigters 2 vers 10 as daar staan, en toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Dis soos 'n klein vuur wat nie betyds geblus word nie. Die klein vlammetjie is onskadelik. Jy kan jou marshmallow maar daar braai, maar as jy dit nie betyds doodmaak nie, versprei dit al hoe verder en vinniger, totdat dit 'n groot, onuitblusbare veldbrand is. Net so kan 'n klein geestelike afwyking in een geslag groter en erger word in die volgende geslag. Wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, sien ons hoe waar hierdie beginsel is. Dis nie verniet dat daar vandag mense is wat sê, ja nee, die jeug van vandag, maar waar het begin? Daar was 'n tyd toe 'n kind dit nie sou waag het om teenoor sy ouers terug te praat nie. Maar vandag is daar baie gehoorsame ouers en streng kinders. Sonde wat vroeër skaars was, het vandag baie algemeen geword. Daar was 'n tyd toe sekere sondes dalk eers op hoërskoolvlak begin verskyn het, maar vandag is baie van dieselfde dinge sommer alledaags in laerskole. Volgens onlangse statistiek in Suid-Afrika het meer as 120.000 tieners in 'n enkele jaar geboorte gegee, en meer as 2000 van hulle was tussen die ouderdom van 10 en 14 jaar oud. Kinders wat nog op laerskole behoort te wees. Selfs in die wêreld van vermaak sien ons dit. Jy sien, daar was 'n tyd toe mense bymekaar moes kom om die eerste vloekwoord op televisie te hoor, maar vandag moet mense bymekaar kom om iets te kry waar daar nie gevloek word nie. Dit wys hoe dinge wat eens as sonde beskou word, baie alledaags en baie algemeen geword het in ons dag. Die Bybel wys juis hierteen. Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis nie verniet dat Paulus in Galasiërs 5 vers 9 skryf, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Jy moet besluit, watter soort geestelike erfenis laat u vir die volgende geslag na? Ma en pa, wat gaan u kinders van u onthou die dag as u nie meer hier is nie? Gaan hulle die geestelike voorbeeld onthou wat u gestel het? Of gaan hulle met droewige harte terugdink oor die jare en wonder waarom julle nie die Here gedien het soos dit behoort nie? Gaan jou seun eendag 'n godvreesende man wees wat God liefhet en wat God dien omdat hy dit by jou gesien het, pa? Gaan jou dogter eendag 'n Spreuke 31 vrou wees omdat sy dit by jou gesien het, ma? Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om die voorbeeld te stel
en om in te bou in die lewens van die volgende geslag. Want as ons dit nie gaan doen nie, wie gaan dit doen? Maar wanneer 'n geslag steeds aanhou om van God weg te draai, bly dit nie sonder gevolge nie. Want ons sien in die laaste gedagte dat wanneer 'n geslag God verlaat, volg God se oordeel. Ons lees hier in Jeremia 16 vers 13, daarom sou ek julle wegslinger uit hierdie land, na 'n land wat julle nie geken het, julle en julle vaders nie. En daar sal julle ander gode dien, dag en nag, omdat ek julle geen genade sal bewys nie. In hierdie vers kom die Here by 'n baie ernstige gevolg van Judas se sonde, sy oordeel. Omdat die volk hom verlaat het, afgode gedien het en sy wet verwerp het, sê die Here dat hy hulle uit hierdie land wat vir hulle bestem is, sal wegwerp. Die land Kanaan was immers 'n gawe van God aan Israel, maar nou sou hulle dit verloor en in ballingskap weggevoer word. Hier sien ons 'n belangrike Bybelse beginsel. Wanneer mense volhard om God te verlaat, volg daar uiteindelik ook goddelike oordeel. Die skrif waarsku in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Die Puriteinse prediker Jonathan Edwards het gesê, God se geduld is groot, maar wanneer mense aanhou om God te verwerp, kom daar 'n dag van rekenskap. Jeremia 17 wys dus vir ons dat God lank waarsku deur die profete, maar uiteindelik breek daar 'n dag aan van regverdige oordeel. Ons moet onthou dat God se karakter nie verander het nie. God is steeds heilig en God is steeds regverdig en hy vat sonde baie ernstig op. Die Bybel sê in Hebreërs 10 vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Hierdie waarskuwing is vir ons, elkeen wat vandag hier is. Dis 'n ernstige oproep tot selfondersoek in ons eie lewens. Wanneer gelowiges van die Here begin wegdraai, bring dit altyd geestelike gevolge. Daarom waarsku die skrif in 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. Pa, jou kinders het nie 'n volmaakte vader nodig nie. Hulle het 'n vader nodig wat self onder die gesag van God lewe. 'n Vader wat bereid is om sy eie lewe te ondersoek en reg te maak wanneer die Here hom aanspreek. Die grootste tragedie in hierdie lewe is nie as 'n mens geld verloor nie. Dis nie wanneer 'n mens gesondheid verloor nie. Dis nie wanneer mens aardse besittings verloor nie. Maar die grootste tragedie is wanneer 'n mens die guns en die gemeenskap van God verloor. As u vanoggend besef dat u dalk langs die pad die Here verlaat het, is dit nie te laat om reg te maak. Die Here roep in Maleagi 3 vers 7, keer terug na my en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Hoe wonderlik is dit nie, dat dieselfde God wat oordeel uitspreek en aankondig, bied die geleentheid om ook so reg te maak met hom. Dit vra van u om eerlik u eie lewe in hierdie dag voor die Here te bring. Om sonde te laat staan en om weer God eerste in u lewe te stel. Want die Here wil hê dat u moet regmaak met hom. Miskien kan jy nie die vorige geslagte verander nie. Miskien kan jy nie al die foute wat u gemaak het in die verlede regmaak nie, maar deur die genade van God kan jy besluit dat die afdwaling by jou eindig en dat gehoorsaamheid by jou begin. Kom ons sluit af. Vandag het ons gesien hoe nodig dit is
dat ons eerlik na ons eie lewens sal kyk. Ons moet waak dat ander dinge nie God se plek in ons hart inneem nie, maar ons moet God eerste stel in ons lewens. Ons moet ook doelbewus weer plek maak vir God se woord in ons alledaagse lewe. Want sonder God se woord kan ons nie funksioneer nie. Ons het ook gesien hoe groot ons invloed op die volgende geslagte is. Daarom behoort ons geestelike voorbeelde te wees vir die geslagte wat na ons kom. Ons het ook gehoor dat ons moet waak. Want as ons nie waak nie, dan volg God se oordeel. Ons moet seker maak dat ons die Here volkome dien. Dat ons nie dalk besig is om agter ander gode aan te loop en voordat ons onsself kan kry, buig ons daarvoor nie. U het gehoor wat die Here vandag vanuit sy woord met u kom deel het. Die vraag is nou, watter soort geslag is u deel van? Is dit 'n geslag wat God werklik eerste stel? Of is dit 'n geslag wat hom verlaat het? Wat is u besluit in hierdie dag? Gaan u voortgaan op die afdwaalpad waarop u is? Of gaan u vandag omdraai en terugkeer na God? U moet die keuse maak in hierdie dag. Wat is u keuse vandag? Wil u nie vandag weer die keuse maak om God eerste in u lewe te stel nie? Wil u nie die afgode laat staan en terugkeer na die Here nie? Wil u nie nou kies om die Here te gehoorsaam, sodat u deel kan wees van 'n geslag wat getrou teenoor God leef nie? Maak u die besluit tot 'n getroue en 'n gehoorsame lewe. Amen. Kom ons sit so dan bid ons saam. Hemelse Vader, as ons so vanuit u woord hierdie realiteit raak sien, Here, dan besef ons net opnuut die groot verantwoordelikheid wat dit is om 'n kind van God te wees. Here, dit is nie altyd maklik nie. Die pad van heiligmaking en die pad van 'n Christen is nie maklik nie. Here, die wêreld is daarop uit om Christene eintlik maar uit te moor, om Christene te vervolg, om die lewe vir Christene so moeilik as moontlik te maak. En Here, hoe dikwels word ons nie gekonfronteer met die wêreldse ideale en wêreldse sukses en wêreldse afgode nie. Maar Here, ons gebed in hierdie oomblik en in hierdie dag is, Here, dat u ons sal bewaar teen die afgode. Here, dat u woord in ons lewe 'n realiteit en 'n werklikheid sal maak, dat ons tyd in u woord sal spandeer elke liewe dag. Here, dat ons ook 'n invloed, 'n goeie en 'n egte geestelike nalatenskap kan nalat vir ons kinders, ons kleinkinders en vir die geslagte wat na ons kom. Here, sodat ons nie ook onder u oordeel staan nie. Here, wees met ons elkeen in hierdie dag. Here, ons bid ook so vir die paas en die oupas, Here, dat hulle sal besef die verantwoordelikheid wat hulle het as die hoof van hulle huis, om te verhoed dat hulle deel word, of dat hulle veroorsaak dat die volgende geslag dalk geestelik afvallig word van u. Here, ons het 'n verantwoordelikheid wat ons moet nakom. En ons bid, Here, dat u ons genadig sal wees en dat u ons sal bystaan om 'n geslag te wees wat God dien met alles in ons. Here, wees u ook so die naprediker van u woord en word u alleen in en deur dit alles verheerlik. Amen.